Jacqueline. Ek het onlangs 3 mense Kers sonder mure toe genooi. En ek dink dit is ongemaklik nie. Dit is ongemaklik dat jy dit ongemaklik maak. Maar ek joke nie. Maar vir my is dit 'n geval van ons almal kom saam, ons share die liefde van die Here en ons almal het daai hoop en geloof. En ten einde van die dag kom dit neer op dis die opdrag wat die Here vir ons gegee het. Goeiemôre en baie welkom by vandag se erediens. Waar jy ook al jouself mag bevind, ons wil jou van harte welkom sê by Kerk sonder mure en vir jou so dankie sê dat jy KSM gekies het ook vir hierdie tyd. Kan ek net so vir 'n oomblik sê baie welkom van die weste kant van Amerika af. Ek dink aan daai gesin in North Carolina wat die Afrikaanse dogter ingeneem het in hulle huis in. En wat onlangs net kon vertel het van wat hierdie geleentheid of hierdie platform ook vir hulle bied, so vir Josh, vir Lise, vir julle familie baie welkom en dankie dat julle ook op hierdie wyse saam met ons pad stap. Dankie vir almal reg oor tot aan die weste kant, aan die ooste kant van Australië. So baie dankie vir almal van julle wat sê hoorie maar al kan ek nie in persoon naby Kerk sonder mure wees nie. Dis my familie. Ek voel deel hiervan. So in die besonder baie welkom. As jy naby ons 2 gemeentesentrums is in Centurion of in Midstream, ons wil jou van harte uitnooi om weer terug te keer, indien jy nog nie het nie, om die belewenis van gelowiges in persoon te kom ervaar. Want dit is so spesiaal wanneer die gelowiges by mekaar is, ons kan die Here eer en loof en mekaar inspireer, saam koffie drink, kuier en kerk. Dit is so spesiaal, juis vir 'n tyd soos hierdie en so nodig. Kom ons bid saam. Vader, verskriklik dankie dat ons as u kinders ook op hierdie wyse by mekaar kan wees. Ons is dalk ver van mekaar af fisies, maar deur hierdie platform en deur die woord is ons aan mekaar gebind. Ek bid so, Here, dat u woord ons vandag sal vind op die plek waar ons is. Dat u woord ook vir ons vars en nuut oopgebreek sal word vandag en dat ons in ons refleksie daaroor regtig ook sal beleef hoe tydloos, hoe eie tyds u woord is en hoe nodig ons ook hierdie woord vir vandag het. Kom en wees aan die woord, o lewende woord, Jesus die Here. Amen. Ons sluit vandag ons reeks af getiteld Winde van Verandering. Jy sal onthou dat Johan dit vir ons afgeskop het om te sê, hoorie maar seisoene verander, en as die seisoen verander, moet ek en jy weet, dit bly 'n konstante, ons verander saam. Hy het vir ons geneem na die lewens van 'n Petrus toe, onthou jy? En van Josef en Paulus en natuurlik ook Salomo. En die belangrike is, verandering is 'n konstante en hoe kan ek en jy aanpas wanneer die situasie verander? Petrus wie se lewe verander het toe die Here sy beroep verander het. Paulus wat vanaf 'n gemaklike spasie beweeg het na ek gee my lewe oor vir Christus. Paulus wat die merke van Christus op sy lyf gedra het, omdat hy sy lewe vir die kerk in diens gegee het. Ag en so ook dan nou Josef, wat wie sy lewe verander is, omdat ander besluite oor sy lewe geneem het. En hoe hy daar uiteindelik ook sou sê, maar wat julle bedoel het om boos in my lewe te wees, om my seer te maak, het God ten goeie gebruik. En natuurlik Salomo. Hoe hanteer ek verandering? Ek bid vir wysheid. Daarna sê ek kan onthou, dat Fanny ons geneem het na tafels wat verander. En wat gebeur wanneer my tafel verander? Ek bedoel by wyse van die lewens van Levi en Simon die Fariseer, natuurlik ook die Emmausgangers. Wat gebeur wanneer Christus aan tafel is? En hoe verander dit die dinamiek van my ingesteldheid? En ja, dit was 'n metafoor vir die lewe, maar iets om te sê van hoe is ons ingesteldheid om ook Jesus se genesing om die tafels van ons lewe te bring. Verlede week het Niels vir ons sê, maar wat gebeur wanneer my persepsie van Jesus verander? My verwagting. Jy sê omdat Johannes die Doper is so ideale voorbeeld daarvan. Hy wat gesê weet of wat waar daarvan verwag is, maar is hy die een wat sou kom of moet ek wag vir iemand anders? En Jesus se antwoord, maar geseënd is hy wat nie in sy geloof twyfel nie, wat vasbyt, want die blinde sien en die dowes hoor en die lammes loop. So sê vir Johannes dat die koninkryk van God is aan die beweeg.
Maar dan wees Johannes, ek gaan jou nie kom red uit jou situasie uit nie. So wat gebeur wanneer my persepsie verander en hoe skuif dit my geloofslewe? En vandag sluit ons dit dan af met hierdie tema van, maar wat gebeur wanneer ons verander? Dis die jaar 40 plus minus na Christus. Jesus het hemel toe gevaar en die disippels het die Heilige Gees ontvang en hulle het soos wat in Handelinge 1 vers 8 beloof het die Heilige Gees ontvang en hulle het begin getuig. En hierdie getuienis het 'n beweging geskep van vinnig was daar meer gelowiges in Jerusalem as wat daar fariseërs en skrifgeleerdes was en dit het natuurlik teweeggebring dat daar vervolging uitgebreek het onder die gelowiges en so word die gelowiges versprei al hoe meer hier na 50 na Christus toe. Uiteindelik is die hoogtepunt daarvan hier by 65 na Christus met alles wat rondom die tempels inval en dies meer gebeur het, dat het vir die gelowiges al hoe slegter geword het, fisies en tog deur hulle lewe al hoe beter, want die evangelie het so sterk beweeg, soos wat hulle versprei het onder of in die omgewing van die destydse wêreld, tot in, wat mense sou sê, die uithoeke van die destydse wêreld, wat natuurlik Rome was. En terwyl hulle versprei, deel hulle die evangelie, die goeie nuus, die beste nuus, met heidene, met ander, wat die Jode as 'n reël in die verlede nie meer sou praat nie, kom hierdie Joodse gelowiges nou uit Jerusalem uit begeesterd deur die goeie nuus dat Jesus opgestaan het, en dat hy gesê het, hy kom weer, en dat hy gesê het, gaan deel hierdie goeie nuus met ander. Hoe meer hulle dit deel, hoe groter word die kerk, maar hoe meer uitdagend word die omstandighede. Want nou word daar heidene toegevoeg tot wat eers 'n Joodse beweging was. Ons sien dat die gelowiges dan sê daar uit Jerusalem uit, hoorie, maar ons sal iets moet doen. So ons sal moet gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges daar in Samaria en dis meer so. Paulus en Johannes, Petrus en Johannes, julle moet vir hulle gaan kuier. Intussen het die vervolging teweeggebring aan Handelinge 9 dat Stefanus om die lewe gebring word, hy word gestenig, lees maar daar einde Handelinge 8, 9, en dan kom Paulus tot bekering op die weg na Damaskus. Saulus, hierdie man uit Tarsus uit, wat in die lewende Christus vasry as dit ware, en hoe dit sy hele lewe, sy roeping en dies meer verander. En Paulus wat kom met hierdie agtergrond as 'n Jood, as 'n rabbi, 'n skrifgeleerde, iemand wat ook deur Gamaliel toegerus is, en hoe die Here sy hele wêreldbeeld kom verander. Hoe hy ander wat hy in die verlede sou vermy, skielik innooi en met hulle oor die evangelie praat. Ja, hy begin altyd eers met die Jode, maar uiteindelik dan beleef hy die beweging van God, ook onder die heidene. Ook Petrus word daar in Handelinge 10, deur die Heilige Gees begeester om nie te dink eers dan oor die kos wat hy in die visioen sien, wat hy moet eet, maar dan ook wanneer hy na Kornelius se huis toe gaan. En jy ken dalk die storie. Cornelius, die hoof van die Italiaanse reglement, en hoe wanneer Petrus daar aankom, dan ontdek hy, maar die Here is aan die werk, ook onder hierdie heidene, wat hy nooit sou verwag nie. Petrus sou uiteindelik sê daar in Handelinge 9 vers 34, nou weet hy dat God geen onderskeid maak nie. Geen onderskeid nie. Hy beweeg onder die Jode en onder die heidene. Paulus intussen het begin werk en getuig en die boodskap van die Here aan die heidene verkondig, ook daar in Antiochië. Intussen sê die gelowiges in Jerusalem, hoorie maar, gaan kyk hoe gaan dit met die mense daar in Antiochië. So Barnabas, hulle het gehoor hiervan, gaan sluit by hom aan. Barnabas, hierdie man van ondersteuning en bemoediging, begin dan saam met Paulus werk. En daar in Antiochië hoor die gelowiges, hoorie maar daar's voorspellings wat gemaak word dat dit binnekort baie sleg gaan in Jerusalem. Hongersnood is op pad. En hulle het 'n insameling van geld wat hulle sê, hoorie maar, gaan asseblief terug na Jerusalem toe en gaan gee vir hulle die geld, gaan gee vir hulle hierdie bydrae, sodat ons kan deel in die omgee van hierdie gemeenskap, van hierdie gemeente. En wanneer Paulus hulle terugkom, ons lees daar in Handelinge 11, word die gelowiges Christene genoem in Antiochië, en word Paulus en Barnabas deur die kerk afgesonder, die Here sê dit, en uitgestuur op hulle eerste sendingreis. Hulle neem vir die jonge Johannes Markus saam,
en later is dit weer einste Markus wat hulle los en terugbeweeg. En ons sien hoe die evangelie verkondig word in die omgewing daarvan Antiochië en dies meer gaan lees dit maar gerus dan Handelinge 11 en 12 en wanneer Paulus hulle terugkom het hulle soveel goeie nuus van wat God doen onder die heidene. En terug in Antiochië kom vertel hulle, maar vervolging het uitgebreek en fisies raak het swaar, maar daar is soveel vreugde en ons wil julle bemoedig vanuit ons plek van vreugde wanneer ons gesien het wat die Here doen. Uiteindelik sal Paulus vir hulle dan in Antiochië sê, die gelowiges gaan eers maar moet ly, voordat die koninkryk van God ten volle kom. So hy kom sê dan dat die omgewing raak moeilik, maar die geleenthede is baie. So gryp dit aan en gee wat nodig is, sodat die evangelie verkondig kan word. En daar in Antiochië kom daar dan 'n klomp Jode aan, as jy in Handelinge 15 se eerste deel gaan lees. En hulle kom sê, maar jy kan nie 'n Christen wees en nie onderhewig wees aan al hierdie Joodse wette nie. Jy moet jouself laat besny as jy 'n gelowige man is wat sê dat jy in Jesus glo, want ek bedoel, dis tog die basis van waaruit ons kom. En dan het Paulus en Barnabas geweldige woordewisseling met hierdie groepering. En hier is die mooi, wat doen die gemeente wanneer daar verskil is? Breek hulle weg? Nee. Sê hulle, hoorie, ons is klaar met julle? Nee. Hulle sê, ons moet hierdie ding gaan uitpraat. Asseblief, kom ons praat dit uit. En die gemeente gee alles wat nodig is vir Paulus en vir Barnabas om terug te gaan na Jerusalem toe hulle voorsien in hulle behoeftes en hulle middele wat hulle nodig het. En dan in Handelinge 15 kom die gelowiges, die leiers van destyds by mekaar. Ek wil, jy het Jakobus daar, Jesus se boetie, wat een van die pilare van die kerk van daai tyd was so genoem. Jy het vir Johannes daar, die evangelis, die een wat uiteindelik ook in Efese sy werk sou voortsit. Jy het sy Petrus daar, Petrus op wie se belydenis dat Jesus die Here is, die kerk gebou is en natuurlik Paulus en Barnabas. So die groot vergadering is daar. En dan moet hulle besluit, want sien, die omgewing het verander. Die ons van kerk wees het verander. En hoe is 'n mens kerk in 'n tyd en in 'n wêreld waarin dit nie net meer Jode was wat uit hulle agtergrond en uit hulle etniese agtergrond, uit hulle taal, uit hulle verstaan meer nou net kerk uitmaak nie. Nee, nou is daar heidene met hulle agtergrond en hulle taal en hulle wêreldbeeld wat nou volgelinge van Jesus is. En hierdie kom by mekaar en dan is die vraag, wat gaan ons doen? En gaan lees dit, asseblief gaan lees Handelinge 15 en jy sal die dinamiek sien van hoe daar getuig word van God se werk onder die heidene. Jy sien dat Petrus opstaan en dan sê hy vir hulle, vol oortuiging van wat hy gesien en ervaar het, dat die gees van die Here is aan die werk onder die heidene. En dan staan Jesus se boetie Jakobus op. En hy spreek die vergadering toe. En as ons mooi dink oor hoe waagmoedig dit was van hierdie leiers om te sê, en dit was ongewild, nee, om te sê, hoorie, maar ons kan nie misken wat God aan die werk is mee onder die heidene nie. En dan neem hierdie Jerusalem vergadering seker die grootste besluit wat 'n vergadering nog ooit geneem het, want anders sou ek en jy nie kon doen wat ons doen, soos wat ons dit vandag kan doen nie. En ek lees graag vir ons, in Handelinge 15, vanaf vers 22. Daarna die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. En hulle het die volgende brief saamgestuur. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilicië, groete. En hoor nou, ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar en ontstel het. So hulle erken dat die mense wat vanuit Jerusalem daaraan gekom het eintlik droog gemaak, nee? Deur vir julle te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas ook, om mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra.
En hoor nou hierdie, die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan afgod geoffer is nie, ook nie die bloed nie, en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. Ek dink ons lees hierdie baie vinnig, maar besef ons die omvang hiervan. Hierdie Jode met hulle 613 wette. Sou kon sê, ons verwag van die heidense gelowiges om nou soos ons te word. Om ons taal, ons gebruike, ons styl, ons voorkeure te handhaaf. Hulle sou kon sê, dit is vir ons bekend en nou verwag ons van julle om by ons aan te sluit. Maar wat doen die kerk? Nee, die kerk doen die onselfsugtige ding om te sê, ons is bereid om dit prys te gee, sodat julle tuis kan kom. Ons wil dit vir julle so maklik as moontlik maak om ander in te nooi. Nie om dit vir hulle moeiliker te maak nie. Ons praat baie keer oor KSM as die gemeente waarin ons mekaar sê, kom in sonder moeite. Ja, ons hier moet sê, kom in sonder moeite, want ons is maar eenvoudig is. Maar kom in sonder moeite, soms so vir my op wat hierdie vergadering besluit het. Hoe maak ons dit vir ander moontlik om in te kan kom? Sonder moeite. Ons omgewing verander, en ek is seker die omgewing waar jy tans is aan die verander. Verander in wat sommige sou noem 'n post-christelike wêreld, dalk 'n verandering in taal, dalk 'n verandering in die tipe mense wat om jou woon. Wat was Paulus hulle bereid om te gee, sodat ander kon inkom? Wat was hulle bereid om te laat gaan? Vandag is doopsondag by ons. Die eerste sondag van elke maand is die sondag wat ons die voorreg het om babatjies te doop. En natuurlik ander ook, nee, wat tot bekering kom en gesinne ook te doop. Maar kom ons plaas net die fokus op kinders op hierdie oomblik. Want ons wil nie kinders as ongelowiges hanteer nie, hulle is deel van die familie. Daarom kry hulle ook die voorreg om te kan deel in alles van die familie, en die doop is natuurlik een daarvan. Ons vra altyd by die doop 'n klomp vrae vir die ouers wat hulle moet bely, maar dan so aan die einde 'n vraag dan vir die oupas, die oumas, die ooms en die tannies van hierdie kinders. En die vraag sal wees, is julle bereid om te doen wat nodig is, sodat hierdie kinders en hulle generasie Jesus onbevange in hulle taal en in hulle metafoor en in hulle styl te kan dien en te kan lief hê, om hom te kan volg. Is julle bereid om te gee, ook fisies te gee, sodat hulle dit kan doen? En ek moet julle eerlik sê, oor al die jare het ek nog nie een keer iemand gesien wat hulle hand opsteek en sê, nee nie. Natuurlik nie. Ons wil dit vir hulle gun. Ons wil hulle sê, hoorie maar, gaan voluit, dien die Here, wees lief vir hom, binne julle taal, binne julle styl, binne julle tipe musiek, binne julle kleredrag, soos wat julle wêreld dit gaan vra. Doen dit, ons wil dit nie vir julle moeiliker maak nie, en tog is daar 'n ander kant in jou en my, nee. 'n kant wat sê maar, in ons dae was dit beter. In ons dae was ons meer toegewyd, of in ons dae het ons daarvan so gehou. Wat leer ons by hierdie vergadering in Jerusalem? Ons leer dat wanneer jou wêreld verander, dan gee jy prys ter wille van die evangelie. Wanneer dit hier om ons verander, dan gee ek prys, al bring dit my binne 'n nuwe ruimte in, dalk 'n ruimte wat aanvanklik vir my ongemaklik is, sodat die evangelie kan wen. En gaan lees gerus wat daarna gebeur het. Dan sien, toe Paulus en Silas en Barnabas, toe hulle hierdie kom deel het, toe was die ander so opgewonde. Hulle was so dankbaar. Want in plaas daarvan dat hulle ingeperk was met nuwe wette, was hulle ondersteun met vryheid om te sê, gaan daarvoor. Gaan bereik wat jy moet, gaan voluit met hierdie evangelie, hierdie Here wat by julle is. Want ja, jy eet nie vleis wat aan afgode geoffer is nie, want julle gaan in 'n heidense wêreld in, en julle gaan nie deel daarin nie, julle gaan nie erken of goedkeur wat hulle doen nie. En jy leef seksueel rein.
Maar natuurlik, hoe jy leef in jou verhoudings is 'n afbeelding van Christus en sy kerk. So gaan wees rein. En dis dit. Geen wette soos die Sabbat nie. Geen wette soos die Joodse feeste nie. Die Joodse taal nie. Geen verjoodsing nie. Gaan voluit en verkondig die evangelie van Jesus die Redder aan die wêreld. Ons wêreld is aan die verander. En wat is ek en jy bereid om prys te gee? En wat is ek en jy bereid om aan te leer? Soos Petrus sou sê dan 1 Petrus 3, om 'n antwoord te hê vir elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in ons leef. Hoe is ons bereid om te sê, Here, maar verander ons? Want sien, Kolossense 3 vers 10 sê, ons leef die nuwe lewe van Christus. 'n Lewe wat al hoe meer verander word na die beeld van Christus. Al hoe meer verander. Oom Billy Graham sy vroukie Tannie Ruth het op 'n dag saam met oom Billy verby 'n konstruksietoneel gery. En daar was 'n bord op wat gesê het, "Construction in progress, thank you for your patience." En hulle het 'n paar keer deur verby hierdie toneel gery en eendag toe sê die bord, "Construction completed, thank you for your patience." En vandag, en sy toe 'n gesprek met oom Billy gehad, en vandag as jy op die grafsteen van Tannie Ruth gaan kyk, dan sal daar staan, "Construction completed, thank you for your patience." Sien, as ek en jy dit verstaan, as ek en jy besef, ons is voortdurend aan die verander, mag dit ook so van ons wees, dat ons die dag wanneer ons die lewende Here van aangesig tot aangesig beskou, dat daar ook oor ons lewe mag gesê word, "Construction completed, thank you for your patience." Maar sien, wanneer ons verander, kan ons wêreld impakteer. En ons is aan die verander en konstant aan die verander. So kom ons wees nie bang daarvoor nie. Die winde van verandering waai en die Heilige Gees is aan die beweeg. Sal ons so kan sê, ons en die Heilige Gees het besluit. En daarom gaan ons dit nou doen. Amen. Dankie Here dat U so genadig is in ons lewe, dat U ons help om nuwe ontdekkings te kan maak. Nuwe ontdekkings oor die geleenthede in ons omgewing. Nuwe geleenthede wat vir ons wag om ons te lei tot dieper groei en dieper verstaan van die evangelie. Ons wil erken, ons moet erken en bely dat daar dinge is waarvoor ons lief is, dinge wat vir ons bekend is, dinge wat eintlik so groot deel van ons identiteit geword het. Maar die verkondiging van die evangelie dalk juist kan inperk, verander. Mag ons daarin bereid wees om prys te gee. As dit my fisiese gemak, of die ruimte waarin ons aanbid, of selfs die taalvoorkeur van die tafel mag wees. Mag ons bereid wees om prys te gee, sodat ander kan inkom, sodat hulle die liefde van Christus kan beleef, en sodat ons roeping kan leef. Aan U die Here wat alles prysgegee het, om tussen ons te kom woon, die stofstrate van ons wêreld kom loop het, die taal van ons mense kom praat het, en vir ons kom wys het hoe goed die koninkryk van God regtig is, en hoe goed die goeie evangelie regtig is. Aan U kom al die eer toe. Mag ons agter U aanstap, terwille van die vreugde wat vir ons in die vooruitsig is, soos Hebreërs 12 sê, mag ons dit wat U vir ons gee om te doen, met volharding doen, die oog gefestig op Christus, die begin en volleinder van ons geloof. Amen. Amen. Mag jy 'n besondere week hê. Mag jy 'n besondere tyd in jou lewe beleef, waar die winde van verandering waai, en jy daarmee saam al hoe meer verander word na Christus toe. Mooi dag. Indien hierdie boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg dit om in te teken vir ons nuusbrief, waarin ons weekliks hulpbronne en opkomende gebeure by KSM deel, sodat ons saam die Jesuslewe kan ontdek. Besoek ksm.co.za en word deel.